Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en ons speel musical chairs vanoggend. Die hoofuitvoerende beampte van die Titans, Jacques Vol, kuier vanoggend saam met ons. Jacques, baie dankie vir jou tyd. Soos altyd baie goed om jou te sien. Kom ons gesels eerstens, ek het honderde goed wat ek met jou oor wil gesels, maar hoe gaan dinge by die Titans op? Nee, goed. Nog steeds 'n besige jaar voor ons. Ons het die Protea vroue wat die 25ste Februarie kom speel in 'n 50 beurte wedstryd. So dis altyd lekker. En dan ja, seker een van ons hoogtepunte, die Bulls legendes teen die Titans legendes is die 12de Maart. So en dan nog die 50 beurte reeks. So baie besig. Weet ons nou al wie in die Legends gaan speel? Ek wil nou nie te veel uitlaat nie, maar IB is die een. So dit is 'n baie groot een, maar daar's groot name. Dit was baie goed ondersteun verlede jaar. So ons is baie dankbaar vir dit. En dit lyk vir my is iets wat mense wil sien. So die 12de Maart is die plek om te wees, Supersportpark. En dis altyd verbasend om te sien dat rugby spelers oor die algemeen kan cricket speel. Die topspelers, hulle is atlete, nie waar nie? Ja, en baie van hulle het cricket gespeel op skool, eerste spanne gespeel en soos jy sê, hulle sportman, hulle is atlete, hulle het baie bol in hulle. So, dit is goed om te sien. Dis eintlik die lekker van dit om te sien of hulle kan cricket speel. Is so. Kom ons gesels oor die SA20 weer eens. Dit was 'n ongelooflike toernooi van julle oogpunt af. Hoe het dit vir julle gegaan? Ja, jy weet, ons het 6 wedstryde gehad. Laat Desember tot in Januarie. En al 6 het uitverkoop. Jy kan dit eintlik nie dink nie. Ek dink die Capitals het goed gedoen. Ek is nou jammer al kon nie in die finaal wen nie, maar hulle het 'n goeie reeks gehad. Dit's nou die 2 keer uit 4 jaar wat hulle in die finaal nie oor die lyn kon kom nie. Maar die Sunrisers speel baie goed in die dag. So ek dink dit is seker maar die geval, maar wat 'n kompetisie. Baie goed ondersteun. Was 'n goeie tydsgeleef vir hulle. Maar jy weet, dit is so 'n wonderlike produk. En jy weet, niemand weet wie gaan wen hier. Die begin van die jaar begin almal voor. Maar ons is baie dankbaar vir die ondersteuning om 6 wedstryde uit te verkoop is 'n wonderlike prestasie. En dan natuurlik, julle het die Windies daar gehad, weer eens net omtrent uitverkoop en ek was daar gelukkig genoeg om uitgenooi te wees. Dit was 'n ongelooflike dag. Yes, ek moet sê, ons is baie dankbaar Annie vir die mense wat inkom, want ons was bekommerd oor dit. Want dis jou 7de wedstryd van die 27ste Desember tot die 29ste Januarie om 7 wedstryde sulke ondersteuning te kry. Wat 'n goeie wedstryd. Ons het so fantasties gespeel. Ja, baie dankbaar. Ja, mense sien nie gereeld 440 lopies in 'n dag nie, né? In 40 beurte nie. Brian Bloy weet wat hy doen met daai blaaie van ons. Ek moet eerlik wees, dit was 'n wonderlike lopiefees. Dis 'n kuns. Kom ons gesels T20 Wêreldbeker, 'n goeie begin vir Suid-Afrika, maar ek moet sê Nieu-Seeland het my bietjie bang gekolf gisteraand. Ja, kyk wat gebeur is, baie van die spelers speel in die Indiese Premier Liga, so dis nie vir hulle onbekend nie, baie van hulle speel al baie jare daar, so dis nie in die verlede wat jy weet jou golfers gaan sukkel nie. Dit is maar stadige blaaie en klein velde en ja, ek wil nie 'n bowler noodwendig in die reeks wees nie, maar iemand kan hom wen. Ons speel goeie cricket, ek moet eerlik wees. Nieu-Seeland is altyd kompeterend in wêreldbekers. Ek dink tog, ek hoor ons sê daar is nie gunsteling, ek dink Indië is tog 'n gunsteling, ek dink dit lyk goed, maar ja, jy weet, lande soos Australië moet mense nooit onderskat nie, is jy weet 'n baie goeie span, en daar sal definitief 'n paar skokke wees, dis net die formaat, 20 beurte kan aan enige kant toe gaan, en ek dink dit is wat dit so opwindend maak ook, om te kyk, dat een van die kleiner spanne, een van die grootes rol, hopelik is dit nie Suid-Afrika nie, want ons het ook so 'n trotse rekord dat dit gebeur. Maar ja, ons speel goeie cricket. Ons speel die afgelope 3 seisoene goeie cricket. Beide in die witbal en die rooibal cricket. So hopelik is dit ons jaar. Wat my opgeval het die afgelope 5, 6, selfs miskien 10 jaar. Ons onthou Sandpaper Gate en al daai dinge waar daar lelike goed op die veld gebeur het. Maar vir my is dit meer duidelik as ooit dat die ouens deesdae pelle is, want hulle speel saam in ander spanne. Daai ekstra bietjie needle is nie meer daar nie, nee. Ek dink dit is werklik so dat hulle speel saam in T20 ligas reg oor die wêreld. Ek dink is tog 'n goeie ding. Ja. Ek dink ander dinge wat inkruip is meer wêreldpolitiek wat ongelukkig impak op dit het. Dis groter, maar spelers ons sien hulle kom definitief meer oor die weg omdat hulle vriende is en saam in spel speel, maar dis eintlik maar hoe dit moet gedoen word. Is dit nie? Dit moet op die veld bly in elk geval. Presies. Jacques, dink jy ons kan die knoop deurraak wat die wêreldbeker aanbetref? Ja, definitief. Ek meen ons het verskriklike gevaarlike kolwers. As jy so kyk na daai top 6 kan jy weet 2 gaan jou seer maak op enige dag uit die 6 uit. Ek dink dit klink snaaks, maar dit hang af hoe goed die bowlers doen. En ek dink daar is genoeg, maar dit kan ook ons bekommernis wees of ons bowlers dit kan doen. Ek dink die feit dat ons nou net uit SA20 kom help ons. Ek dink nie dit benadeel ons nie so. Kom ons hoop maar.
Jacques Vol, die hoofuitvoerende bestuurder van die Titans. Jacques, baie goed om jou te sien. Dankie altyd vir jou tyd. Net hierna moet jy ingeskakel bly want ons gesels so bietjie oor Valentynsdag en ek dink jy gaan nog leer hoe om make-up op te doen. Dit behoort interessant te wees.